Hartlike goeiemôre, is donderdagoggend, nee, dit is die 30ste Oktober, jaar 2025. My naam Dani Gerber, my eer en 'n voorreg om saam met julle te kan kuier rondom God se woord. Vandag praat ons 'n bietjie oor verheerlik God. Nou, ek sê dit baie as ek gebed doen, dan sê ek, in alles wat jy doen vandag, moet jy God kan verheerlik. En as jy die Here nie daarin kan verheerlik nie, stop daarmee. Draai jou rug, moet dit nie doen nie. Want nou net daar soos maar, as ons al die gesegdes wat die mense sê, jy het 'n stemmetjie hierdie kant en jy het 'n stemmetjie hierdie kant, vir watter ene luister jy? So maak seker, as jy God nie kan verheerlik in iets wat jy gaan doen nie, luister na daai stemmetjie, draai om, moet dit nie doen nie. Die woord sê vir ons, weerstaan die duiwel en hy sal van jou af wegvlug. Amen. Maar kom ons lees boekie God se woorde, hoor ons wat sê die Here. 1 Korintiërs 10 vers 31, hy sê, of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot verheerliking van God. So alles wat ons doen, moet ons God kan verheerlik. Nee, die ander gedeelte hierso is 1 Timoteus 1 vers 17. Hy sê, aan die koning van die eeue, die onverderflike, die onsienlike, die alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. So met ander woorde, aan die koning van die eeue, hy is 'n onverderflike, hy is onsienlik, hy is 'n alleenwyse God. Ons moet hom eer, ons moet hom aanbid. Want baie mense aanbid 'n mens, of hulle eer 'n mens. Goed, en woord sê, ons moet God eer. Eer die Here. Nou, om God te kan verheerlik beteken om die Here te prys, om hom te eer, om hom te verheerlik. En dis wat ons moet doen. So God word vereer wanneer ons sy woord eer. En ons lees sy woord en ons het respek vir God se woord en ons doen wat God se woord sê. God word vereer wanneer ons hom nader met lofprysing en aanbidding. Dan word God vereer daardeur. God word vereer met ons eerste en ons beste. Nou ja, ek praat nie hier so spesifiek van geld nie, maar weet jy wat, jy gee om jou eerste. Die oomblik as jy oë oopmaak in die oggend, dan is God jou eerste. Jy vereer die Here omdat hy jou wakker gemaak het. Jy kan nog uit die bed uit opstaan. Jy is nog gesond. Jy het nog asem wat jy haal, inasem. So, dan vereer ons die Here. En die Here wil geëer word. Maar ek en jy moet ons siel 'n opdrag gee. Want dis 'n opdrag van die Here af. Dat ons hom moet eer. Eer my, want ek is eerwaardig. Halleluja. Here, ons moet die Here eer met alles wat in jou is. En onthou wat ek sê, as jy iets gaan doen en jy voel, dit is nou nie eintlik 100% reg nie, stop dit. Moet dit nie doen nie. Want dit is moeiliker om dit na die tyd te gaan sê, ek is jammer en dit voel nie lekker nie. Moet dit net nie doen nie. Kom ons probeer dit. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja. Abba Vader, Here, baie dankie vir hierdie nuwe dag. Here, dankie dat ons die voorreg en die eer het om U te kan eer, aan U lofprysing kan bring, aan U al die aanbidding te gee, Here, want U is lofwaardig. Here, baie dankie vir U genade, U barmhartigheid en U geduld met ons as mens. Here, my gebed is, gaan saam met elke ene, daar waar ons 'n wortelstryd het, om reg en verkeerd en, ja, party mense is dit net erg, om die noupad te loop, Here, maar U woord sê dat ons moet deur die noupoort gaan. Help ons, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit vandag, gaan verkondig die woord, gaan leef en onthou, alles wat jy doen, verheerlik God. God bless.